'n tesourier daar in die Vrystaat. Sy vertel Kolossense 3 uit vers 18 tot 20. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Nou gaan ek nou ander versies ook vir julle lees. Ek wil so begin vanmôre. Daar is sekere dinge wat 'n man kan doen wat 'n vrou nie kan doen. Nou is al die vroue se ore gespits. Wanneer Kobus en Debbie sal weggaan op 'n naweek, sal Kobus 1 tas pak, maar 'n vrou kan nie 1 tas pak. Is ek reg? Ja, maar die haardroër moet in, dan moet rollers in, ek weet nie wat alles. So hulle sal nooit 1 tas kan pak. So 'n man kan 1 tas pak vir 'n naweek en hy kan weggaan. Maar weet julle wat? 'n man kan vinniger bel ook as 'n vrou. Hy sal 30 sekondes bel en direk sê wat hy wil sê, maar nie 'n vrou nie. My suster bel my van Gewerkte af, van die baai af, dan praat sy met my 'n hele uur lank. Dan dink ek, nou ek later vir haar sê, hoor sy, ek gaan nou aflei. Dan sê sy, okay, nee, dis reg. My tannie van Katoe is of erg. 2 ure, bel sy my, praat sy my vir 2 ure lank, dan sê ek, na 2 ure, dan sê ek, hoor sy, ek gaan nou aflei, hoor. Nou, dit is net interessant dat 'n man baie vinniger kan praat oor 'n foon, as wat 'n vrou kan praat. En wat interessant is van 'n man, en Jakob sal nou weet waar daar bo sit, as 'n man vis vang, sal dit altyd 'n groot vis wees, nooit 'n klein vis nie. Weet julle dit? Sal altyd 'n groot vis vang, maar hy sal nooit 'n klein visie vang. Dis ek reg, Jakob? Ja. Dit is dan kyk ons. Watter dag word die meeste oproepe gemaak in die wêreld? Moedersdag. Watter dag word die meeste preschools nie gemaak? Vadersdag. Is ek reg? Ja, Vadersdag. Ek wil vir jou sê, 'n man speel 'n baie belangrike rol vir die Here binne in die huwelik. Nou sommige mans, ek wil dit daarom nou net by sê, sommige mans kan nie sonder 'n vrou gaan wanneer dit kom om 'n wasmasjien aan te sit nie, want baie mans weet nie eers hoe om 'n wasmasjien aan te sit nie. So dit lyk vir my ons het mekaar maar nodig, nee. Is dit so? Ja, ons het mekaar maar nodig. Nou in Suid-Afrika is daar so 2.3 miljoen kinders wat nie weet, wat nog nooit hulle paas ooit gesien het in die lewe nie. Mense, dis verskriklik. 2.3 miljoen kinders wat eers weet hoe lyk 'n pa nie. Wat is 'n pa veronderstel om te wees? 'n Pa is veronderstel om te wees om die geestelike leier te wees binne in die huis. Nou, dit is God se orde. Wat is God se orde? God se orde in die huis is God eerste, dan die man, dan die vrou en dan natuurlik die kinders. Nou, baie mans en vrouens bly saam ter wille van die kinders. Weet julle waarvan ek praat? Baie mans en vrouens bly saam ter wille van die kinders. Eintlik is die huwelik al lankal verby, maar hulle skei nie ter wille van die kinders. Dan gaan alles nou mooi verduidelik hoekom en waarom dit gebeur. Ons wil nie die kinders laat seer kry nie, ons gaan by mekaar bly, maar eintlik is die huwelik al lankal verby. Die man en die vrou moet mekaar oplig met hulle woorde binne in die huwelik. En hulle moet nie mekaar kritiseer nie. Baie belangrik wat ek nou sê. En hulle moet nie mekaar kritiseer nie. Nou ongelukkig, in baie huwelike, kom die vrou en haar kinders en haar kleinkinders word belangriker as haar man. Jy sal sien as die kleinkinders begin te kry en kinders het, dan raak jou kinders en jou kleinkinders raak belangriker as jou man. Maar ek wil net vir jou sê, vroukie, wat ek wil net vir jou sê, saam wie gaan jy oud word? Saam met jou man, of saam met die kinders of die kleinkinders? Dis 'n goeie vraag daai, nee. En wat gebeur nou? Die man en die vrou verloor mekaar langs die pad. Jou hele lewe, wanneer jou kind op skool is, jaag jy op en af met jou kinders, die hele lewe gaan oor jou kinders, ekstra klasse, ekstra dit en alles. En jy verloor jou man langs die pad. Dis wat gebeur. En wanneer die man en die vrou 50 jaar oud is, en die kinders gaan uit die huisie, dan skei hulle eers.
Dan wonder almal, ek wonder wat het gebeur. Die man en die vrou is eie skuld. Ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Ek wil vir jou sê, dat baie belangrik wat ek nou vir jou gaan sê. Ma en pa, los jou kinders by ouma en oupa. Los jou kinders by hulle beste vriendinne. En spandeer, ma en pa moet tyd spandeer met mekaar. Mense, dinge gebeur nie van self nie, hoor. Jy moet dit laat gebeur. En ek het dit al voorheen ook gesê. Wanneer jy 'n bad af vir jou vrou of vir jou man, dit gebeur nie van self nie, die kraan word nie van self oop en die liggies word self aangesit nie. Jy moet dit laat gebeur. Jy moet romanse druk sit in jou huwelik. En na jare as die kinders nou uit is, dan kyk ons mekaar in die oë, hey, wat het ons vir mekaar te sê? Want ons het verby mekaar geleef. En dan wonder ons, ek wonder wat het fout gegaan. Jy moet wakker word, man. Hoor wat ek sê, word wakker. Niks gaan van self gebeur nie. Stuur jou kinders weg, spandeer tyd met mekaar, gesels met mekaar, kommunikeer met mekaar. Mense, niks gebeur van self nie. Jy moet met mekaar gesels. Wat van hou ek en wat van hou ek nie? Jou gesuiwering oor die naweek moet net hou. Verstaan jy wat ek sê? Jy moet dit vir jou vrou of jou man sê. Ek wil nie te veel die te gaan oor dit nie. Kinders is wel 'n geskenk van God. Dit wil ek bysê. Maar wanneer jy kraap in die orde van God, dan gaan jy moeilikheid optel binne in jou huwelik. Mans is veronderstel om te lei in die huwelik, om te waak oor die huwelik, en natuurlik om te regeer in die huwelik. Die pa in die gesin is veronderstel om die finansies te beheer. Nou, voor die huwelikse berading doen, dan praat ek met die man en die vrou, en dan sê ek vir hulle, wie gaan die finansies hanteer? Die man of die vrou, of gaan julle dit saam doen, of gaan julle dit apart doen? Jy sal nie glo hoeveel bekleierery net met daai een vraag wat ek vra. Die man sê my geld is my geld, die vrou sê haar geld is haar geld, en dan besluit hulle ek sal dit betaal, en die ander sê ek sal dit betaal. Dan moet die man en die vrou saam besluit, gaan ons dit saam besluit, hoe gaan ons die finansies hanteer of nie? En wanneer jy in my bevoorregte posisie is, as jy 'n vrou het wat 'n boekhouer is, dan hanteer my vrou dit, die finansies. Maar ek weet daarom wat aangaan as jy hoor wat ek sê. So jy, die man en die vrou moet saam besluit oor die finansies. Jy moet nie baie kere dan sal mans, ek het dit al agtergekom as steek mans geld, kom ons sê hulle steek dit weg as hulle vir iemand geld gee, my vrou mag dit nie weet. Dink jy dit is reg om dit te doen? Ek dink nie so nie. Jy moet jou man alles vertel, vir die vrou alles weet. Die man is ook verantwoordelik vir die sosiale kant van die gesin, om te kyk dat die sosiale kant van die gesin reg is. Vaderskap begin eers by God, dit is baie belangrik. En nou kom ek vertel jou gou 'n storie van hoe moet 'n man van God wees. Daar was 'n klomp gewees, hy het 'n ou kar gehad, en sy kar breek toe, en hy moet die hele engine oordoen. Dit kos hom R35.000 om die hele engine oor te doen. En hy sê toe vir die motorwerktuigkundige, hy sê ek wil hê dat jy ek sien op jou kwotasie dat die oliepomp is 'n bietjie duur. Ek wil hê dat jy die oliepomp sal terugsit en dan kan jy die hele engine oordoen. En die motorwerktuigkundige sê toe vir my, sê vir oom, daar sit iets wat ek vir jou moet sê, as ons die oliepomp, die ou oliepomp moet terugsit, dan gaan die engine sy waarde verloor, ons kan nie 'n jaar waarde opgee nie, dit maak eintlik sin. En die oom sê, nee, jy sit die ou oliepomp terug. En hy doen dit toe, en na 6 maande toe breek die oliepomp van die kar, en hy maak geweldige skade aan die kar. So nou beteken dit, hy moet die kar gaan terugvat, en hy bel toe die motorwerktuigkundige, en hy sê vir hoor so, ek moet my kar het baie skade, ek dink die hele engine sal oorgedoen moet word, is weer R35.000. Die motorwerktuigkundige sê vir oom, man, nie worry nie, ek sien oom, gee gou jou registrasienommer van jou kar, en hy gee dit vir hom, hy sê, man, ek sien op die stelsel, dat jy nog 'n waarborg op jou engine. So in alle woorde, ons gaan dit verniet vir jou doen. En die oom is eerlik genoeg om te sê,
Hy sê, ek moet net vir jou sê, 6 maande terug, het ek gesê, jy die ou oliepomp terugsit. Maar daai ou het nie geweet, hy het vergeet. En hy sê, hier kom, is maar ongelukkig, nou maar so, jy is maar die karma moet bring, jy sal maar moet betaal 35.000. En toe die oom by die plek kom, toe sê die motorwerktuigkundige vir hom, hy sê, ek wil hê, jy moet na die eienaar toe gaan, want hy wil jou sien. Die eienaar van die winkel sê vir die oom, hy sê vir hom, in my 17 jaar wat ek karre doen, het ek nog nooit iemand ontmoet wat so eerlik is soos jy. Hy sê, ek het dit nog nooit in my lewe gesien. Hy sê, kom, ek gaan jou net R5.000 vra, ek het jou hele engine oorgedoen. Wat wil ek vir jou sê, 'n kind van God is 'n eerlike mens. Hoor wat ek vir jou sê? 'n kind van God is 'n eerlike mens. Manlikheid en Christelikheid is sinoniem, met ander woorde dieselfde. 'n man wys sy liefde deur voorsiening. Kom ons lees vir daar 1 Timoteus 5 vers 8. Hierdie is vir my 'n verskriklike mooi vers. 1 Timoteus 5 vers 8. 1 Timoteus, dis Kolossense. Maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, eerste alleen, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Eerste wat. In die gemeente werk dit dieselfde. Die gemeente kyk eers na sy eie mense voordat hy na die mense buite kan die kerk kyk. In die gesin werk dit so, jy kyk eers vir jou huisgesin en dan kyk jy vir die mense buitekant wie jy kan help. Mense help nie, jy help mense buitekant en jy doen jouself in. Hoor jy wat ek sê? Die Here wil hê dat jy na jou gesin moet kyk eers en dan kan jy mense buitekant help. Dieselfde met die kerk, en die kerk werk so. Ons help eers die mense binne in die kerk, en dan help ons die mense buitekant. Maar dis wat hy vers sê. Ons kyk eers na ons eie mense. Hoor jy wat ek sê? Nou baie mans neem hulle eie identiteit aan deur die werk wat hulle doen. Mense, jy moet jou identiteit bou om Jesus Christus, nie om jou werk nie. Party mense, vir hulle is dit baie belangrik om 'n titel te hê. Vergeet jou titel, man. 'n Titel kan jou nie hemel toe vat nie. Ek het gister 'n huwelikverhouding gehad, die agter die ou sê vir my, ek's 'n goeie mens. Ek sê 'n goeie mens vat jou nie hemel toe nie. Ek sê, jy jou lewe vir die Here gegee. Hy sê, nee, ek is nie 'n Christen nie. Ek sê, ek weet nie van ek jou huwelik red nie, my broer. Ek sê, nou het ons die genade van God nodig, want jy wil nie 'n Christen, hy wil nie sy lewe vir die Here gee. Kan jy dit glo? Ek sê, voel die fondasie is nie reg nie. Ja, ek weet nie van ons bou aan die huwelik nie, maar ons gaan dit 'n kans gee, gaan nou 'n pad met hulle stap vir 3 maande lank. Miskien julle saam met bid dat hulle huwelik gered sal word. Ek wil dit vir jou sê, baie mans dink, hulle is 'n goeie mens, as hy 'n bakkie ry. Mag die Here by jou uitkom. Baie mans dink, dat as hulle 'n werk het, dan is hulle 'n goeie mens. Dink jy so? Baie keer as mans en vrouens baklei, dan sê die man vir die vrou, is ek nou nie meer goed genoeg vir jou nie? Julle weet waarvan ek praat, nee. Is ek nou nie meer goed genoeg vir jou nie? En baie vrouens, die Here moet ons help. Baie vrouens dink, mans dink net aan seks elke 7 sekondes. Kom ek sê vir jou waarom dink mans elke 7 sekondes om die rekeninge te betaal. En jy dink aan seks. Nee, jy maak 'n foutjie hoor. Ek wil vir jou sê, baie vrouens het 'n ware indruk wat baie mans dink. Baie vrouens dink mans dink net aan seks. Jy sal verbaas wees, hulle doen nie. Ek praat baie keer oor die ekonomie van die land en wat in die land aangaan en wat bekommer hulle. Niks van seks nie. Hoor gou mooi wat ek vir jou sê. Daar was eendag 'n man, dit is regtig gewees wat gebeur het. Ek weet julle gaan nou lag vir my. Hy verloor sy kredietkaart. Maar hy meld dit nie aan nie. En sy vriend sê vir hom, hy sê, hoor hierso, wanneer gaan jy nou jou kredietkaart aanmeld? Hy sê, man, ek is nie seker nie. Hy sê, want die dief op die oomblik gebruik minder geld as wat my vrou gebruik het.
Nou moet jy weet nie, dis 'n kwaai nie dan. Nou baie mans, as hulle hard gewerk het, hulle kom by die huis, ongeag wat sy werk het, dan val hulle voor die TV neer, en hy gaan haal vir 'n biertjie die yskas uit. Ek wil vir jou sê, wanneer jy dit doen, dan verloor jy jou identiteit, en jy verloor jou doel, as jy dit doen. Hoor gou mooi, wie is die grootste dief in jou huis? Die TV. Die TV. Is die grootste dief in jou huis. Nou, een van die heiligste plekke in jou huis, moet die tafel wees, die eetkamertafel. Want wat gebeur by die eetkamertafel? Daar kom die gesin by mekaar, die kinders kom by mekaar, ma en pa kom by mekaar, en ons praat saam, en ons, in ander woorde, daar is nou 'n saamgesyn, ons sakkie, dis eintlik wat gebeur. Ek dink wanneer ons weer om die tafel begin te sit, gaan daar baie probleme uitgesorteer wees, voor die tyd. Wanneer ons weer op die tafel begin te sit, en met mekaar begin te praat, en die probleme vinniger opgelos word. Ek wil ook dit sê, wat baie belangrik is, en dit is dat die pa wys ook sy liefde deur dissipline toe te pas. En toe ek daar welkom was, gebeur die volgende. Nou, dit is nou eerstehandse inligting. Nou, baie paas, ek weet nie of julle het al agtergekom het nie, dat baie paas wil hulle kinders in 'n pelle maak, veral hulle seuns. As jy jou kind 'n pel maak, beteken dit hy kan saam met my bier drink. Is ek reg? Ja. Nou kom my seun, toe sy nog in skool, ek dink hy was in matriek, sy pelle kom daar aan met 'n tolksak, en ek sien hierdie tolksak, sê ek weet nie of ek Superman is, ek kyk deur die sak met my oë, en ek sien daar's bier in daai sak. En ek sê vir my seun, ek sê, Wesseltjie, ek sê vir pappa, word drank toegelaat in ons huis. Hy sê vir my, nee pa, ek sê nou, hoekom laat jy dit toe dat jou vriende drank in my huis bring? Ek sê, en die een van die oukies sê, hy sê, ek drink saam met my pa bier. Ek sê, dis interessant, ek sê, maar hierdie is my huis, hier in hierdie huis, doen ons dit nie, ek neem hierdie leiding, en ek sê vir my kinders, wat is reg, en wat is verkeerd, jy kan miskien sê, jou pa drink, ek sê, maar nie in die huis nie. Hoor hulle wat ek sê? So, dissipline vir jou kinders is baie belangrik, om dit te doen. Ek wil ook dit vir jou sê, as jy jou kind lief het, sal jy hom dissiplineer. Baie, baie belangrik. Ek dink, die moeilikste ding vir 'n ouer, is wanneer 'n kind van die pad afgaan. Dis moeilik vir 'n ouer. Wanneer 'n kind van die pad afgaan. Die eerste ding wat 'n ouer doen is dit, ek het my kind grootgemaak in die beste huis wat hy kan wees. Pastoor, ek het my kind die beste opvoeding gegee. Ek kan nie glo met my brein, dat my kind van die pad afgegaan het nie. Ek het my niggies in die Kaap, die Here moet ons help, hulle is allemaal lesbiene. Nou die ma en die pa het hulle allemaal dieselfde kos gegee. Nou die ander twee is nie lesbiene nie, hulle stry, die ander twee is lesbiene. Nou hoe kom ons by dit uit? Nou die pa vra, hoe is dit moontlik dat my dogter 'n lesbien geword het? Verstaan jy wat ek sê? Nou wil ek 'n vraag vra vir die pa. Weet, ons vra die vraag, die beste huisgesin gegee, my kind die beste opvoeding, maar nou het ek 'n vraag vir die pa, het jy jou kind dan na die Here toe probeer lei? Want ek dink ons vergeet het. Het jy jou pa jou kind na die Here toe al gelei? Ek het al my 2 sissies, ek het al gewerk, hulle was op skool, en ek sal dit nooit vergeet nie. Een dag in matriek, ek was in matriek geweest, en ek sê toe vir hulle 2, hulle was nog klein geweest, en ek sê vir hulle, kom gou na my toe, ek sê, kom kniel gou saam met my, en ek wil hê dat julle julle lewe vir Jesus Christus sal gee. My 2 susters tot vandag sal ek nooit vergeet, dat ek hulle na die Here toe gelei het, toe ek in matriek was. Kom ek sê gou vir julle, jy weet, ons is so passievol oor ons kinders, en nou bedoel ek passievol. Ons is so passievol oor ons kinders, dat my kind mag nie 'n dag uit skool uitbly nie. Hy mag nie 1 dag mis nie. Ons is so passievol dat ons maklik vir ons kinders sê, ag nee, wat jy hoef nie Sondag skool toe te gaan.
En dis hoekom ons kinders nie die Bybel ken nie, want ons worry nie om die kind Sondagskool toe te vat. Ag nee, ek wil nie worry jou kuggie hier so met 'n hoesie. Nee, jy kan bly sommer maar by die huis, maar jy hoef nie Sondagskool toe te gaan. Hoor jy wat ek sê? Nou wonder ons waar die probleem gegaan. Maar dit is jy! Jy moet wakker word, man! Dan wonder ons altyd, ek wonder wat dit gebeur. Jy moet wakker word. Verstaan jy wat ek sê? Nou wonder ons, hoekom loop dinge skeef? Dan is dit ons eie skuld en dan wonder ons, weet, die Engelse mense, nee, as hulle groet, dan sê hulle altyd, dan sê ek, my kinders is ook Engels, dan sê ek, vir Sunai, jou kinders moet nie vir my sê, haai is nie seer. Kom gee my 'n drukkie, hou my eerder vas. Of gee my 'n soentjie, maar hierdie haai, ek hou nie van haai. Wat is 'n haai? Ok, luister gou vir mooi. Gee gou vir my Efesiërs 6 vers 4 asseblief, Frida. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Daar's baie ouers wat hulle kinders terg, né? Die Bybel sê ons moenie dit doen nie. Moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die vrese van die Here. 'n Pa wys sy liefde deur beskerming. Beskerm jou kind teen slegte waardes. Beskerm jou kind teen die TV wat op die TV is. Nou ek hoor ek is boud gewees. My kinders op skool was, sê ek vir hulle, as julle enigiets wil weet van seks, vra vir pappa, ek se seksguru. Ek weet alles. Want weet jy wat, nee? Daai kind gaan en hy gaan vra vir sy maatjies, hoe werk dinge? Dink jy die regte inligting kry? Nee! Sy pa sal die regte inligting gee. Ok, ek wil nie te veel op diepte gaan hierso. As jy hoor wat ek sê. Dames, bid jy vir jou man of kritiseer jy jou man? 'n Pa wys sy liefde deur opofferings te maak. Wat se opofferings? Om skoolgoed te was. Nou, jy moet nou mooi luister wat ek nou sê. As die pa per ongeluk, wanneer hy skoolgoed was, sy vingers sny met die mes, dan beteken dit, né, jy het nie genoeg skoolgoed gewas en jy is nie ingeoefen nie. Dis hoekom jy jou vinger gesny het met die mes. So, ons moet bietjie vir mekaar opofferings doen. Jy opofferings vir mekaar omdat jy lief is vir mekaar. Mense, as jy dink begin om 'n moed te word, dan het die liefde al by die deur uitgegaan. As dit vir jou moeite is om vir jou man kos te maak of vir jou man iets te doen, as dit vir jou moeite is wat ek nou vandag vir jou sê, jy die liefde al lank by die agterdeur uitgegaan. Jy doen iets vir mekaar omdat jy lief is vir mekaar. Maar wat doen ons? Gemaak jy dit man? Is dit so? Nee, in ons huis. In ons kerk is alright. Baie keer, ek het eendag vandag geterg en sê vir haar, ook eendag van die tee, lief my tee maak, en sy sê nee, gemaak vir jouself. Ek sê, weet as ek het al resse gehad. Het jy op haar toetjies getrippel en vir my tee gaan maak. Ek sê, maar jy sê nee. Van die dag af gemaak sê vir my tee doorgaan. Dalk het jou pa jou nie gewys om 'n man te wees in huis. Maar ek wil vir jou sê, God is ons Vader, God is ons beskermer, en God is ons voorsiening. Onthou, God sal jou nooit teleurstel nie. Nooit nie. Begin bietjie in die huis, wanneer jy begin so, en dis is so moeilik nie. Hoor wat ek vir jou sê, dis eintlik maklik, want ons almal ken mekaar in die huis. Begin so bietjie hande vat, en begin bietjie geestelike liedjies te sing, begin bietjie Bybel te lees, begin 'n bietjie te bid, en dan sal jy sien hoe die gesindheid sal verander binne in die huis, wanneer dit begin te gebeur. Ek het dit nou die dag gesê, en ek gaan dit weer sê, die meeste mans, of die meeste huisgesinne, 90% van die mense doen nie wat ek nou sê nie. 'n Man en vrou hou stilte tyd apart, oor die algemeen, maar nooit saam. Miskien as ons dit saam doen, sal daar dalk 'n verandering plaasvind binne in die huis. Hoor jy wat ek sê? Dalk sal daar 'n verandering plaasvind
wanneer ons dit begin te doen. Dis nie so moeilik om dit te doen nie. Is dit so? Vra die Here om vergifnis as jy nie die man was in die huis wat jy behoort te wees nie. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees sal jou in lyn bring, maar om deur die Heilige Gees in lyn te kom, moet jy begin om reg te maak. Dit gaan nie van self gebeur nie. Jy moet begin om reg te maak. Nou wil ek afsluit met hierdie woorde, vat verantwoordelikheid. Sê, Here, vergewe my, ek was nie die pa of die man wat ek was in die huis nie. Maar Here, help my deur die leiding van die Heilige Gees, om te wees die man wat U wil hê ek moet wees, vir my huis, en vir my kinders, en vir my vrou. Mense, ons kan foute maak tot vandag toe, maar weet jy wat, ons kan regmaak, en dinge kan verander. Sê hulle saam, kom ons staan op, bid ons saam. Ag, wonderlike Here Jesus, Here, ons vier vandag Vadersdag, maar Here, vergewe ons as mans, Here, wat nie dit doen wat U van ons verwag om die leiding te neem in die huis nie. Ek wil vir jou sê, bid en vra vir die Here, Here, maak my sensitief vir die werking van die Heilige Gees, dat ek mooi kan hoor wat U vir my wil sê. En Here, dat ek U altyd in gedagte sal hou om my gesin reg te lei. Here, help my ons huis se finansies, elke huisgesin se finansies. Here, dat U ons huisgesin sal seën met finansies. Dankie Here, dat U ons gaan seën met gesondheid, Here. Here, ons verklaar in die Bybel ons sê sonder God is jy niks. So ons as 'n kerk, Here, verklaar vanmôre, ons kan niks doen sonder U nie. Here, U woord sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, het Jesus Christus gesê. En ek moet vir jou sê, my oom en my tannie, boetie en sussie, elke dag moet jy jou sondes vergewe. Want die Bybel sê geen mense sonder sonde nie. Vra vir die Here, Here, vergewe my vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Bely dit noem dit op die naam wat jy verkeerd gedoen het. Die Here ken jou hart. Die Here ken jou gedagtes. Daar's niks wat die Here weet nie. Here, help ons as manne en vroue in hierdie gemeente, dat ons vir mekaar as mans en vrouens vir mekaar sal bid. Dat ons nie mekaar sal kritiseer nie, maar dat ons mekaar sal opbou met ons woorde. En sê, dankie Here, dat U vir my so wonderlike vrou gegee het. U kom toe die lof, die eer en die aanbidding, my Vader. Here, dat ons net nader aan mekaar sal beweeg as man en vrou. Here, dankie dat U ons hande vat, dat ons nie alleen stap nie, maar Here, U dra ons, Here, in ons huwelik. U kom toe die lof, die eer en die aanbidding, my Vader. Amen. Sê, bly jy was hier.